Dit is weer tyd vir For His Kingdom, so welkom. As jy kom kuier het om saam te gesels. Vandag het ek 'n baie spesiale gas, een van my mede-gemeentelede by Lewende Woord Centurion. Baie bevoorreegd, Gerrit, baie welkom by For His Kingdom. Ag, dankie Nadia, is lekker om hier saam met jou te kuier. Ja, nou goed, so as jy by Lewende Woord Centurion is, dan weet jy, Gerrit het ons nie te lank terug gejoin as die leier van ons aanbiddingsspan. En as jy nou nie by Lewende Woord Centurion is, dan gaan jy hom nog steeds ken, want hy is deel van die onbeskaamd sanggroep. Nou Gerrit, vertel net so 'n bietjie, vir die wat nou nie regtige agtergrond het van jou nie, wie is jy, waar kom jy vandaan? Okay, so my naam is Gerrit Joachim Jansen van Vuren, en dit is 'n baie lang naam wat ek baie gedred het op skool. Ek is 'n worship pastoor, musiekverwerker, ek is 'n man van vrou Elani, waarvoor ek baie lief is, en ek is 'n pa van 'n seentjie Luca, hy is 7, en ek en my vrou is 20 jaar getroud, gewees nou so 2 weke terug, en ek het 'n groep Onbeskaamd, wat 'n Afrikaanse lof- en aanbiddingsgroep is, wat ons al so 16, 17 jaar lank toer reg oor die land, liedjies skryf, content skryf, wat ons eintlik in ons eie gemeente ook sing, maar reg oor die land wat gemeentes sing, so ons voel baie bevoorreg dat die Here ons op daai journey gevat het. Ja, en ek is natuurlik 'n baie groot liefde vir musiek, vir studio. Ek sit nou hier in my studio, wat ek baie kunstenaars al gewerk het, kunstenaars soos Junita Du Plessis, Dani Botha, so klomp kunstenaars, sekulêr ook, soos Gerard Stein, so die mense behoort daai name te ken. So ek help hierdie ouens vanaf die liedjies se skryf tot die opnames, die verwerkings, die final mixing en mastering. So ek het 'n groot liefde vir produksie al die jare gehad. Voor ek studio toe gegaan het, was my roots. Baie bands gespeel, lewendig, en ook klank gedoen, het 'n company gewerk het klank en beligting gedoen het. So in a nutshell, ek is 'n family man, maar ook groot liefde vir musiek en worship. En ek onlangs ook, dan nou is daar die area van die nuwe lof. Ek en Retief Burger, Louis Britt, Stella, Guillaume Renay, klomp worship leiers wat saam skryf en saam opneem, weer eens om die kerk te serve met nuwe Afrikaanse worship liedjies, wat singbaar is en skrifgetrou is, Heilige Gees geïnspireerd. So ons is betrokke by baie dinge. Ek kan maar sê, ek doen opleiding vir worship pastore by Excel, en ja, dan is ek self 'n student, nie net 'n teologiese student nie, maar ook student van die lewe. So daar's ek nou baie goeders gesê wat jy enige een daar 'n deur kan oopmaak, Nadia. Okay, ja nee, jy is 'n versekerde besige man, een van vele talente. So kom ons begin by die begin. Laat ek net eers vir jou vra, wat beteken Joachim? Is dit seker reg, Joachim? Joachim, dis my tweede naam. Sover ek verstaan is dit 'n koninklike naam. Daar's 'n Joachim in die Bybel. In elke kultuur daar ergens 'n koning met die naam van Joachim. In Portugees is dit Joaquim. En ja, en jy weet nie wat die betekenis van die naam nie? Nee, dit het ek nie uitgevind. Die Gerrit, my eerste naam, beteken spiesmeester. So dis die ouens wat in die voorste linies is van die geveg. En dit is eintlik baie profeties, want dit is hoe die Here my maar nog altyd ingespan het. Met Onbeskaamd het ons die rol van pioniers ingeneem, wat jy ry die kilometers, jy loop die stofpaaie, jy los voetspore. Jy weet so, wanneer jy veg is, jy het 'n spies in jou hand, dis close combat. Wanneer jy, ja, so, dis wat Gerrit beteken, so ek neem nou maar aan Joachim, staan nou maar net in lyn agter dit, ja. Wel, as ek hierso nou vinnige Google search doen, nee, dan sê dit Joachim, he's revered as the husband of Saint Anne and the father of Virgin Mary, the mother of Jesus, and the meaning
um, God will establish or raised by Yahweh. Is nogals Okay. iets. Ja, ek het ook nooit Is eens die nogal. betekenis daarvan gesoek nie. Ja. Ja, ek glo so sterk in die betekenis van 'n mens se naam. My naam beteken hoop. Het ek toe eendag ook uitgevind en dit het my hoop gegee. Daar hoop is vir my. Okay, goed, maar alright, goed. So Gerrit, sê vir ons, waar het jy groot geword? Hoe was jou lewe toe jy groot geword? Het jy groot geword in 'n gesonde gesin, ouers, getroud vir ewig? Hoe was jy groot word? Ja, weet jy, ek het groot geword. Ek is gebore in Natal, in Durban. En ek het my pa se pastoor, so ek kom uit 'n pastorie uit. My pa se geskiedenis is net hy was 'n geoloog. So hy was 'n groot kop in die myne gewees en toe die Here hom geroep op 'n aand en uitgerespaan en toe het hy in bediening in en ek het in 'n pastorie groot geword. Ek is die middelkind van 3 en so ons het elke 2 jaar getrek. So ek was in 6 skole gewees, getrek in elke provinsie gebly behalwe in Kaap-provinsie wat 'n lieflike provinsie is, maar ek verkies Pretoria. Ja, so ek het groot geword in 'n pastorie, baie getrek. So jy die lewe het jy net maar geskool in jy kan nie diep root skiet by 'n plek nie. En jy kom by 'n nuwe skool. Dis peer pressure, dis die hele tyd jy ervaar aanvaarding, verwerping, jy weet so, die Here het dit maar gebruik in my lewe wanneer ek moes uitgaan en in ander mense se lewens belê, dat jy ook kan verstaan hoe dit voel om te verwerp en te aanvaar, né? Jy ken daai gevoelens. Ja, so ek het laerskool, hoërskool, 6 skole gewees en klaar gemaak in Natal en toe getrek Johannesburg toe in die musiekindustrie ingegaan, 7 bands op 'n slag gespeel. Eventually so 2003 rond het ek Centurion toe getrek wat my entrance in Pretoria in was en ja, ek het getrou, gebou en bly nog steeds hierso in Pretoria Oos na al die jare. En so okay, veral in Suid-Afrika of in die Afrikaanse kultuur, maar reg oor die wêreld is dit maar 'n tendens dat jy Christen gebore word, nê? Nee, jy's gebore en jy's gered, nê? En so noem ons onsself almal Christene, maar wat is jou bekerings oomblik? Waar het jy die Here ontmoet? Hoe het dit vir jou gelyk? Weet jy, van 'n baie jong ouderdom af het jy daai bewustheid van God, maar dit kom van jou huisgesin af. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ouers dis nie die skool of die kerk se rol om vir jou kinders te leer, dis die ouers se rol. En ek het dit van vroegs af ervaar. So toe ek 6 was, ek onthou 'n aand, hulle het 'n video oor die hel gewys by die kerk. En ek ek onthou ek was 6, ek het op my stoel gestaan dat hulle nie mis dat ek my hand opsteek om Jesus te aanvaar nie, want ek was petrified. Wat as ek nie hemel toe gaan nie, wat die ander kant sou wees. So ek het groot geword dat my eerste herinnering van om 'n keuse te maak vir God, hoewel dit uit vrees uit was dit op 6 gewees. En dan onthou ek in my laerskool was daar talle kere wat ek seker gemaak want daardie was die tendens gewees om dit's turn or burn, was die predikingstyl gewees en dan jy vra jouself die hele tyd vraag, is ek gered? Is ek gered en dan as ek net bietjie doubt het, dan doen ek dit weer. As ek Here, wat ook al van tevore was, ek doen dit weer. So ek het oor en oor my hart vir die Here gegee. Op 11 is ek gedoop in tale, in die Heilige Gees en begin praat in tale. So van daar af kan jy daai journey met die Heilige Gees ervaar in jou lewe. En van daar af, daar is soveel oomblikke wat ek onthou, wat ek moes repent, maar ek meen mense repent nie net om jou hart vir die Here te gee nie, jy repent mos om jammer te sê vir recurring sondes. Jy weet, die duiwel lei jou op 'n pad en jy moet weer terugkom na die regte pad toe. So my lewe is gekenmerk met repentance van die jongs af. Maar my vroegste oomblik is daai wat ek 6 was. Nou kyk, ek weet jy het ook
hart vir teologie. Ek wil net ook vir jou sê, nê, voordat ek in hierdie ingaan. Ek self was in ek wou tel terwyl jy praat, toe dog ek nee, ek gaan nie dit doen nie, want dan gaan ek nie luister wat jy sê nie. So maar ek was in my skoolloopbaan, ek is graad 8 oor see na Amerika toe en daar het ek skool gegaan en ook ek dink dit is about ek was in 'n verskillende skool elke jaar tot matriek. So hoeveel jaar is dit? 4, nee. So ek was in 4 verskillende hoërskole. En ja, dit is baie traumaties vir 'n kind van daai ouderdom om elke keer te moet jou plekkie vind by 'n hoërskool en niemand vertrou jou nie, want wie's jy? Jy's die nuwe kind, jy weet. Veral as jy 'n meisie is, die girls is vicious, nee. So, maar in elk geval, daar was lekker en dit was ook nie lekker nie. Maar goed, so ek weet jy het ook 'n hart vir teologie. Soos jy sê, jy doen aanbiddingsteologie wat jy aanbied. En ek wil bietjie met jou gesels daaroor. Ja. Maar en ek wil net gou noem, daai ding wat jy praat van die vrees van die hel. Daar was mos 'n tyd gewees waar hulle hierdie plays gedoen het op die verhoog. Ek weet nie of het jy dit ooit beleef. Dat dan hulle hierdie heaven hell situasie, al hierdie plays. Dit was ek weet nie, oral waar ek gegaan het was daar hierdie toneelspelle van die hemel en die hel en dan aan die einde dan sê hulle, as jy nou vanaand hier ry, waartoe gaan jy? Jy weet, en dan's die hele gehoor voor in die kerk want o Here red ons nou. Ons almal is op pad hel toe. En ek praat met 'n familievriend van my. Hy's jonk, hy's in sy vroeë 20's, maar hy's die pad duister ongelukkig op hierdie stadium van sy journey. Ek bid vir hom. Maar hy sê een van die objections wat hy het teen Christendom is dat dit baie fear-based is. Dis baie vreesgedrewe en in daai opsig kom ons uit 'n plek van dit uit. So kom ek vra vir jou soos ons nou inbeweeg in 'n bietjie van 'n teologiese gesprek. Ek wil vir jou vra, wat is die antwoord? Want ek dink daar's baie mense wat nog steeds sit met die vrees van, gaan ek hel toe, is ek regtig gered? Ek weet nie, nee. Want dis hoe ons groot geword het. So wat is die antwoord vir dit? Hoe combat ons daai? Daar is 'n gesonde mate van vrees wat jy moet hê. En ek dink dit die alle jare wat my ma se generasie daai roete gevat het van turn or burn, weet as jy nie nou reg is nie, gaan jy hel toe. En so min, kan ek mens maar sê, so min genade wat daar was, of die ervaring van mense wat 'n tekort aan genade, beperking aan genade ervaar in daai area, is dit 'n realiteit. Dit maak dit nie 'n minder 'n realiteit dat mense op die einde van die dag, daar gaan 'n dag kom, daar gaan 'n streep getrek word, en as jy nie die verkeerde kant van daai streep is, as jy aan die verkeerde kant is van die daar die Here vir die genade gegee en jy het gekies om hierdie kant te wees, dit is 'n realiteit. So daar is 'n plek van gesonde vrees vir die Here wat in elkeen van ons harte moet wees. Ongelukkig het 'n groot gedeelte van die kerk dit verloor. So ek dank die Here dat ek uit 'n plek uitkom wat ek wil amper sê die ongesonde vrees ervaar, maar ook die gesonde vrees kon ervaar as gevolg van daai ongesonde vrees, nê? Nee? Die Here by my nooit met daai ongesonde vrees. Ja, jy gaan aanhou stoei met werk. Ja, so as gevolg van die ongesonde vrees, want die Here by my nooit bang maak nie, nê? Die Heilige Gees maak jou nie bang nie. Maar as gevolg van daai wat ek ervaar, kon die Here kom en sê, maar ek wil hê jy moet 'n gesonde vrees vir my hê. En dit het ook gelei dat jare later, dat ek self die vraag moes vir ons wat in die kerk groot word, raak groot by daai van, okay, nou, jy het Christianese op jou lippe. En ek het so moeg geraak in die kerk vir Christianese, dat dit is ook die ontstaan van onbeskaamd gewees, toe ek nou moeg is vir hierdie Christianese, en die Here, ek voel, ons skryf liedjies, en hy het hierdie boodskap, maar dis praattaal, en nie Christianese nie. So ek het baie dinge wat ons in die kerk sê, opsetlik nie in liedjies ingeskryf nie, want ek wil hê, Here, wat wil u sê? Wat is die praattaal? As u nou hierso staan, wat is die praattaal wat u met ons het, en wat is die praattaal wat ons met mense moet hê, dat hulle u hart hoor, en nie deur 'n filter van religie nie. So ek dank die Here dat hy ons op daai journey gesit het, en toe begin ek die vraag vra, maar
wanneer ek praat met mense, ewe skielik voel ek hierdie roeping na om 'n genade te kommunikeer wat nie jou moet bang maak nie, maar daar's 'n groot verantwoordelikheid wat kom met genade. Wow, okay. So die genade kant, jou vriend is heeltemal reg om as 'n mens hom kan beskou as 'n ongelowige om 'n objection te hê teen die vrees wat verkondig word sonder genade. Daar's 'n baie mooi verhouding tussen genade en waarheid. Kan 'n mens sê liefde en waarheid. Dis nie een of die ander nie. As ek aanhou waarheid praat, kan ek vir jou klink wetties, ek kan vir jou oor die vingers raps, ek kan die vrees van die Here te veel verkondig, want dis 'n realiteit. Mense wat nie ja sê vir Jesus nie, gaan hel toe, dis 'n realiteit. Maar as ek net die liefde kant het, wat gekoppel is met die genade, en ek sê, moenie worry nie, die Here bly lief vir jou, die Here gaan aanhou lief wees vir jou, dis die waarheid. Al is jy nie hel, gaan dit hom nog steeds pyn, hy wil jou nie daar hê nie. So die kombinasie van die liefde saam met die waarheid is nodig. Dis hoekom jy vir so 'n persoon kan sê, man, ek is lief vir jou en ek wil jou wys deur my lewenstyl. Ek support jou, ek is lief vir jou. Maar jy moet weet, daarso is jy doen jouself in deur jouself toe te maak vir die genade wat die Here jou kant toe stuur. So ons as Christene vandag moet daai kombinasie van waarheid saam met liefde nie skei nie. Hulle gaan altyd saam, want dan gaan daai ou soos daai vriend van jou gaan sing, wow, maar hier is iets anderste. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het die waarheid gegee saam met liefde. Dis hoekom hy mense aangetrek het na hom toe, en dit is daai hart wat ek probeer aantrek elke dag, net soos Jesus. Ja, dit is 'n verskriklike interessante gesprek hierdie. Een wat ek nou nie kan dieper vat nie, want ek het baie om te sê, maar kom ek vra net vir jou, wat is justice in Afrikaans, weet jy? Is dit geregtigheid? Geregtigheid geskied, justice is served, geregtigheid geskied, ja. Okay. En dan wat is righteousness in Afrikaans, weet ons? If you're made righteous, ek dink in Afrikaans is dit nie dieselfde woord nie. Ook maar Ja, maar ek dink dit is dieselfde woord. En dis hoekom ek nou sukkel met dit, maar dis twee verskillende konsepte eintlik. Righteous en justice. So justice is soos om die regte wat geskied. Geregtigheid, ja. Dan, nee. Maar righteousness is iets wat in ons worldview aan Jesus behoort dat hy vir ons gegee het. Okay, nou die rede hoekom ek dit nou so probeer doen is opbreek is want ek, soos jy sê waarheid en liefde, en ek stem 100% saam, maar ek het onlangs met Johan Herbst hierdie gesprek gehad. Ek sien dit nie as twee polars nie. Ek sien nie 'n dikotomie nie. Ek sien dit is waarheid en liefde en geregtigheid saam. So jy kan nie waarheid en liefde amper met mekaar compare nie, in my, en hoe ek dit nou sê, hoe ek daaroor voel. So jy kan nie sê dis waarheid en liefde, jy kan dit sê, ek bedoel nie jy kan nie, maar ek sou eerder dit sê soos, in liefde bestaan daar geregtigheid en waarheid. Want as ons Korintiërs lees, dan sê ons, love does not rejoice in unrighteousness, but when the truth wins out, ek dink is die sin, wat dit sê. So, want ek kan nogals geneig wees om te lean towards, hey, hoorie so, ons moet so hierna kyk, jy weet, en dan, ja, maar jy moet liefdevol wees, ja, maar in my kop is ek liefdevol, as ek die waarheid praat. Maar ja, ek is natuurlik oop vir om reggestel te word, maar ek dink liefde en waarheid en geregtigheid is een. Genade, as ons geregtigheid, genade, waarheid as 'n package bring, dan is dit 'n holistiese ding wat ontvanklik is. En wanneer ons net een van daai elemente bring, dan mis ons die plot. Jy weet, dit is soos om die evangelie te preek, maar nooit te sê daar's iets so sonde nie. So 'n paar jaar terug, toe gaan ek deur 'n ding. En ek sê vir DJ die een oggend, ek sê vir hom, hoorie so, kan jy vir my die evangelie vertel?
nê? En ons altyd kyk so half stom geslaan vir mekaar, want wat is die evangelie dan nou eintlik? Ons weet, ja, Jesus het gekom, hy het mens geword, het op 'n kruis gesterf, het opgestaan uit die dood uit. But is that it? Jy weet? En hoe sê jy dit vir 'n ongelowige? Want hy gaan vir jou so kyk en sê, ja, maar hoekom? So jy moet kan sê, hoekom? Ja, like, why? Nee, so dis amper asof 'n mens eers die slegte nuus moet bring, sodat die goeie nuus kan goed klink. Because as jy nie weet jy het 'n behoefte aan 'n redder nie, so ja, dis so package deal in my verstaan van dit. Alright, Gerard, vertel dan vir ons nou, wat is ware worship of aanbidding? Nadia, vir my, aanbidding is nie 'n mensgemaakte ding nie. Ons het dit nie uitgedink nie. Ons het dit baie packages gegee deesdae, maar ons het dit nie uitgedink nie. Ek dink diepste is dit 'n reaksie teenoor wie God is. Dis so dit kom van die Here se kant af eerste, net soos wat liefde eerste van die Here afkom. 1 Johannes 4 vers, dink is 19 wat sê ons kan lief hê omdat hy ons eerste lief gehad. En dis dieselfde met aanbidding. Ons kry baie voorbeelde in die Bybel. Byvoorbeeld in Openbaring, wat jy engele as hulle God sien, dan aanbid hulle. Dit is 'n reaksie teenoor wie hy is. Jy sien Paulus wat in Jesus se teenwoordigheid kom en dan val hy neer in aanbidding. Soveel voorbeelde in die Bybel van dit. Dis 'n reaksie teenoor wie God is. En daarom is dit moontlik, as ons praat van aanbidding en jy voel nie lekker nie, en jy kom in die kerk op 'n Sondagoggend en jy voel, hoorie maar, ek is nie lus om God te aanbid nie. Wanneer jy 'n liedjie sing wat waarheid is oor wie God is, kan jy nog steeds reageer teenoor wie God is. As jy in God se teenwoordigheid inkom, dit is 'n reaksie teenoor wie God is. Natuurlik is daar elemente van aanbidding soos ek is in 'n storm, nou sing ek 'n liedjie soos Brandon Lake se Praise, I'll praise in the valley, slegte tye, and I'll praise on the mountain. So partykeer word aanbidding 'n sacrifice of praise. I don't feel like it, maar ek doen dit in elk geval omdat ek reeds weet wie die Here is, omdat ek reeds weet hy bly goed. Hy is lief vir my, al voel ek nie so nie. Maar daai is nie die tipe aanbidding wat God enigsins verwag van iemand wat hom nie ken nie. So as jy nie God ken nie, gaan hy nooit vir jou verwag om hom so te aanbid nie. Dis juis wanneer jy vir die eerste keer Jesus ontmoet, die Heilige Gees ervaar, wat jou gees mos nou in aanbidding reageer en jy begin huil of jy begin sing of jy tydens begin praat in tale. So daar's al hierdie reaksies wat ouens in God se teenwoordigheid het. So vir my is dit daai aardse reaksie en 'n hemelse reaksie omdat die engele doen dit ook. Teenoor wie God is. Hy is liefde, hy is heilig, hy is almagtig, hy is die waarheid, hy is die lig en in hom is daar geen duisternis nie. En dit is nou aanbidding. Dis wat jy nou doen. Jy aanbid nou as jy so begin praat dan dis aan. Maar okay, kom ek vra jou so nou, want ek en jy het voorheen hierdie gesprek gehad en dit het vir my soveel clarity gebring. Want in 'n wêreld waar daar soveel mense is wat sê, "O, ons moenie hierdie mense se musiek luister nie en hierdie musiek is so en daai is nie aanbidding musiek nie." Ek dink moet ons verstaan en ek dink jy is die regte ou om ons te laat verstaan. Sal ons sê die teologiese benadering tot hierdie dinge. Okay, nommer 1 wat ek jou wil vra is, daar's aanbidding, dan is daar lof en prys. Nou aanbidding is alles wat ons doen wat eerbiedig is teenoor wie God is. So dis nie net in sangvorm nie, dis enige iets wat waarde gee, worship, wat worth gee aan God as die hoogste waarde. Okay, goed, so dis worship of aanbidding in Afrikaans. Okay, dan het ons lof en prys. En dan wil ek jy moet nou vir my wat sê wat lof en prys of dit dieselfde ding is of nie. En dan wil ek jy moet vir my net in kort waarmee ons nou kan afsluit. Verduidelik. Daar's maniere hoe ons ingelei word in aanbidding. Byvoorbeeld jy het genoem van, want ek het die vraag gevra, baie liedjies gaan oor my.
En dit is een van die probleme in die kerk, is mense voel, maar ek sing die hele tyd oor my gevoelens, en hoe ek voel, en my lewe, jy weet, in plaas van God se goedheid, God se karakter, God se heiligheid, en dan sien ons dit as twee verskillende aspekte, en ons voel, omdat ek nie die hele tyd oor God se karakter sing nie, dan is dit nou nie goed genoeg as lof en aanbidding nie. Hoekom is hierdie tipe liedjies in die kerk? Hoekom sing ek oor myself? En jy het vir my so mooi opgebreek in daai 3 stappe, so kan jy dit hier doen? Okay, kom ek begin gou by jou vorige vraag. Jy het gesê tipe van lof, prys, wat is dit? Anders dan nou, sê nou maar as aanbidding. Nou, gewoonlik probeer ek nie om alles te skei nie, maar 'n makliker manier om dit vir my te verstaan is, ek dink altyd in terme van die Romeinse ryk waar die Caesar staan daar bo, hier kom sy generaal met 'n perdekar ingery of wat ook al jy weer noem. Hulle het nou net byvoorbeeld Griekeland oorwin. En die mense staan aan die kante van die strate en almal cheer. Hierdie ou wat hier so inry, en wat hulle eintlik doen is hulle gee eer. Hulle prys hierdie militante oorwinnaar se vermoë, sy cunningness, sy mag wat hy uitgeoefen het om hierdie ouens te oorwin. Hulle sê, "Wow, jy is beter as hulle. Jy is beter as enige van die ander lande, want jy is die oorwinnaar." Dus kom hulle sê, history is written by the victors. Almal hoor van die goeie dinge, en hulle moet aanhou hoor van die goeie dinge. So daai is vir my, ek prys jou vir jou vermoë, vir jou krag, as jy nou hoor wat ek sê. En wanneer ons daai postuur van hart inneem met die Here, sê, maar daar is geen God soos U nie. Wie staan? Wie kan U ewenaar? Daar is geen God soos U nie. Wie kan die son onderhou? Wie kan die hemele bou? Wie kan met God vergelyk? Daar's niemand soos hy. Daai is my prys. Ek loof die Here. Ek bring 'n eer aan hom wat nie vir iemand anders te is nie. Om jou ander vraag te beantwoord is daar's tipe van 3 kategorieë wat ons gewoonlik in liedjies aandink. Die eerste kategorie, ek gebruik maar die Engelse terme, is gathering. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. It's gathering songs. We are calling the people to come and worship. It's a call to worship. Die tweede kategorie noem ons getuienisliedjies, testimony songs. Ons sing van God. So baie mense voel, nee, ons moet net vir God sing. Nee, daar's baie dinge wat ek vir mense wil sê van God. Ek sing van hom. Daar is niemand soos hy, daar is niemand soos hy. As ons hom besing, o Heer my God, as ek in eerbied wonde en al die werke elke dag aanskou, ons sing, dit is testimony songs. En die derde kategorie is dan nou, wat is meer persoonlik raak, ons sing vir God. Ons sing nie meer van God nie, ons sing nou vir God. Draw me close to you, never let me go. So daar is, daar's gathering songs, daar's testimony songs, en daar is vertical songs. Nou, in 'n vertical song kan verskillende forme aanneem. Ek dink aan Dawid, hy het gesê, Here, help my, Here, hulle jaag my, ek sal die Here dien. So daar die woord ek het ingekom. Dit is nie verkeerd nie. Die probleem in die moderne worship kerk is dat baie van die songs is net oor my. En vir 'n nuwe generasie worshipers, as hy net gewoond raak aan, okay, so hoe voel ek vandag? Oh Lord, this song is about me, I don't feel so great, can you come and help me? Dis waar die issue inkom. Maar as jy 'n balans het van ek sing van God en ek vind actually genot daarin om van hom te sing en vir hom te sing, dan is daar 'n bietjie van 'n balans wat goed is. Maar Dawid, ek meen die Psalms is vol van sy emosies. Dis hoekom die Psalms juis so ons relate so met die Psalms. Want ons voel ek, hoor die mense jaag ons, hoor die alles gaan nie altyd reg nie. En daarom it awakens something in your heart. En dan gelukkig draai Dawid altyd terug en hy sê,
Here, maar U is amazing. Nogtans sal ek U dien. Ek sal nog steeds vir almal sê hoe groot U is. So hy was volwasse geweest in daai sin. Yes, dis jammer, ons het soveel beperkte tyd in die lewe, maar dis nou al waarvoor ons tyd het vandag, maar Gerrit, net ter slotte. Jy is by Lewende Woord Centurion gemeente aan die hoof van die leiers van die aanbiddingsspan nou en ons kan soveel transformasie reeds sien. Maar los ons gemeente met 'n idee van die droom vir die worshipspan. Waartoe is ons op pad? Weet jy wat, ek dra die worshipspan op aan die Here elke dag en sê, Here, hierdie is die pragtige span wat U aan my toevertrou het. Maar ek kan hulle nie verander nie. Daarom ek vertrou U vir leiding en vir die eindresultaat, dat U 'n solid span groei, hoe ook al U wil. Hierdie is nie my span nie, hier is U span, ek is net toevertrou met hierdie span, so dit is my familie. Dit is my familie, daarom noem ek dit my span. Maar ultimately, U bou iets hierso, en waarop die Here op die oomblik fokus, is eerstens, family before function. Ek sien nie die musikante en die worship leiders as funksies in die kerk nie, ek sien hulle as mense. Family before function, dis hoekom enige ou moet commit tot die familie, wat in die team wil wees, jy weet, family before function, uit familie uit groei ons, in familieverband groei ons, en kan ons saam worship. En dan die tweede ding is, so eerstens family before function, en die tweede ding is, die integriteit van ons aanbidding, is daar 'n vraagteken. Speel ons spiritual karaoke op 'n Sondag, of kom dit actually van 'n plek af, ek is in verhouding met God, nie net in verhouding met my familie hier om my nie, maar is ek in 'n verhouding met God? So dis waar die Here ons groei op die oomblik. En dan derdens musikaal. Die Here kan nie veel doen met 'n briljante musikant wat sy hart ver van hom af is nie. So die hart is die eerste ding wat aangespreek word. Family before function, hart vir die Here. En dan derdens, hoorie guys, ek het die capability, ek wil julle musikaal laat groei. Let's do it. So dit is waar die fokuspunt op die oomblik vir die worship span is. Ja, dis beautiful. Dankie dat jy daai gehoorsaamheid postuur inneem. En die hart van die Here kom plant hier tussen ons band members. En dit wat jy ook baat vir die gemeente, Gerrit, ek dink die Here het 'n groot passie in jou lewe gesit vir sy mense se aanbiddings, jy weet, dryf oor hoe om te aanbid en wat die Here se hart is, sy verwagting van sy kinders. Hoe ons hom moet benader, hoe ons boldly in die throne room moet inkom, maar met lofsang en aanbidding nog steeds as ons hartspostuur. So, ons vergeet dit soms, ons dink boldly, ons kan net instorm en Here, maar eintlik is daar ook nog 'n manier om boldly in die teenwoordigheid van die Here in te gaan. So, ja, dankie vir dit wat jy doen. En hey, as jy vir Gerrit sien by die kerk, kom sê vir hom hallo, sê vir hom dankie vir dit wat hy doen. En as hierdie podcast vir jou iets beteken het, like, share, subscribe, ek sê dit altyd, maar dis jou keuse, maar ja, as dit vir jou iets beteken, share dit met iemand, en kom ons leer ken ook vir Gerrit beter, en laat hom ook meer welkom voel binne in ons gemeente. Ek dink dit is een van die key dinge van familie is, dit moet voel soos huis. Nou ja, Gerrit, baie dankie dat jy kom kuier het op Voice Kingdom, het was baie lekker om met jou te gesels. Dankie Nadia. Ek sien jou weer volgende keer by Voice Kingdom. Bye!